Vandag kuier Piet Swanepoel van Bloemfontein Court Trust Estates by ons hier in die studio. Piet, baie welkom. Nou, ek het pas vir Piet gesê, wanneer ook al ek met prokureurs of persone wat eksekuteurs op boedels is praat, en nou noem die naam Piet Swanepoel, dan weet hulle dadelik van wie ons praat. Piet, baie welkom hier by ons. Ons sien uit om vandag saam met jou te gesels. Piet, as jy ons net so bietjie kan agtergrond gee, raak in jou beroep en jou passie vir wat jy doen elke dag. Ja, dankie Danny vir die uitnodiging. Ek is Piet Swanepoel, soos Danny nou sê. Ek doen al seker 30 jaar, dis nie dat mense my al ken. Doen ek die tipe van goed. Ons doen Court Trust Estates is maar 'n maatskappytjie wat boedelbeplanning op fokus en op trusts en so 'n bietjie boedelbereddering en al die advies wat rondom dit is. So dis wat ek van dag tot dag doen. Piet, nou as ons sommer begin, ek dink vir die episode se doeleindes, dink ek gaan ons dit in 2 segmente hoofsaaklik opdeel. Die een gaan handel oor die trust gedeelte en dan die tweede gedeelte gaan oor die boedels. So as ons wegtrek by trust spesifiek, as jy vir 'n persoon wat 'n kliënt van ons is, nie op 'n akademiese manier moet verduidelik wat is 'n trust en wat is dit nie, hoe sal jy dit beskryf? Man, is interessant, 'n trust het ontstaan baie jare terug. Dit gaan terug na die Romeinse tyd toe. Toe die pa van die familie het gaan veg vir die Romeine om nou die hele wêreld oor te neem. En as hy nou gaan veg het hy sy besittings vir iemand gegee wat agtergebly het, met die opdrag dat hy moet hierdie mense, of die persoon wat agterbly, met hierdie besittings wat die pa agterlos, moet hy die vir die gesin sorg, en as die pa nou terugkom van die oorlog af, dan moet hy nou verslag doen oor wat hy met daai geld en met die bates gedoen het. So dit is die begin van 'n trust gewees. Hedendaags, so dis uit die Romeins-Hollandse reg wat die trust kom. Huidiglik is 'n trust in wese 'n kontrak. As 'n mens 'n trust in lewe sou stig, daar's 2 maniere om 'n trust te stig. Jy kan dit in lewe doen met 'n kontrak, of jy kan binne in jou testament kan 'n mens 'n trust gaan skep. Dan sit 'n eensydige handeling. Daar's dan nie iemand anders betrokke nie. Dit is die ou wat die testament opstel, kan dan nou 'n trust registreer, of in die proses van boedelafhandeling kan die trust dan nou geregistreer word, en die bepalings van hierdie trust is dan in die testament. Die trustakte in so 'n geval is ook die testament. Daar's nie 'n aparte trustakte nie. Ons sit gewoonlik die trustakte as 'n aanhangsel tot die testament in die geval van 'n testamentêre trust. Dan kry mens wat hulle nou in terme inter vivos trust of tussen lewendes trust. Dis 'n kontrak tussen 'n oprigter, trustees en begunstigdes. So in terme van so 'n kontrak kontrakteer die oprigter en die trustees om begunstigdes te bevoordeel. Hulle noem dit ook 'n beding ten behoewe van 'n derde. 2 partye onderhandel met mekaar, die oprigter en die trustees, om die bevoordeeldes, die begunstigdes, dan nou te bevoordeel in terme van hierdie kontrak. So dis in wese wat 'n kontrak is, en dan kry mense 'n klomp variasies. Mens kry 'n gewone diskresionêre trust. Dit is waar die eiendomsreg van die bates in die trustees vestig. So ook nie die persoon wat die ampt beklee nie, dit is behoort aan die ampt van trustees, soos wat jy iets wat aan 'n tennisklub se bestuur behoort, of aan 'n rugbyklub se bestuur, die ampt besit die bate. Die begunstigdes het in so 'n geval het net eintlik 'n hoop om bevoordeel te word. Hulle het geen gevestigde regte nie. As die begunstigde dan te sterwe kom, is dit ook nie deel van sy boedel nie. Dis deel van die boedelbeplanningsaspek van 'n trust, as die bates in 'n trust gegroei het. Dan kry mens dis nou die diskresionêre trust. Dan kry mens 'n nie-diskresionêre trust, en hulle noem dit ook 'n bewind trust. Nou 'n bewind trust lyk amper maar net soos 'n diskresionêre trust, met die groot verskil dat die eiendomsreg van 'n bewind trust se bates is gevestig in die begunstigdes. So daar het die begunstigdes gevestigde regte. Dit is soos 'n belang in 'n aandeel in 'n maatskappy, of in 'n belang in 'n BK. En dit moet dan in 'n testament hanteer word. So in so 'n geval het die trustees net 'n bestuursfunksie. Hulle moet net sorg dat die bates bestuur word, maar die eiendomsreg lê by die begunstigdes. Gewoonlik by so
'n bewindtrust of 'n nie-diskresionêre trust is die begunstigdes maak ons dan diskresionêre trusts, want ons wil nie hê die bates moet in die boedel van die persone wees nie. Dan kry mens verskillende ander trusts, mens kry 'n spesiale trust wat vir spesifiek opgerig word vir gestremde persone, byvoorbeeld waar daar spesifieke belastingvoordele of ander belastingbedeling is vir daai. Mens kry openbare weldaadsorganisasies wat in die vorm van 'n trust bedryf word, waar daar ook weer spesifieke bepalings in is. En dan kry mens ook wanneer 'n mens swart ekonomiese bemagtigingsstrukture doen, spesiale trust wat daarvoor gebruik word. Ander een wat ek vinnig aan kan dink is by 'n motorongelukke, padongelukke fonds eis, vereis die hof baie keer as die persoon suksesvol is, dat die geld in 'n trust bestuur word vir so 'n persoon. Dan is daar ook so 'n bietjie anders, dis heel redelike diskresionêre trust, maar hy het so 'n bietjie weer ander bepalings. Maar soortgelyk as 'n spesiale trust? Dit kan wees as die persoon dan nou gestremd is. Baie keer as die persoon nie gestremd is nie, is dit maar net dat die geld onder bestuur van 'n professionele trustee geplaas word en hulle het baie vereistes, byvoorbeeld die trustee moet sekuriteit stel aan die Hooggeregshof en so aan om aangestel te word as 'n trustee in so 'n geval. Maar in hoofsaak, as 'n mens eintlik, as jy vir my sê onderskei tussen die tipes trust, dan is dit hoofsaaklik diskresionêr, waar die eiendomsreg aan die trustees behoort, en 'n nie-diskresionêre trust waar die eiendomsreg aan die begunstigdes behoort. En dan het mens die ontstaansmanier kan testamentêre of in 'n kontrak wees, maar 'n testamentêre trust of 'n kontraktrust kan albei diskresionêr of nie diskresionêr wees. Kom ons gaan terug, in die begin het jy gesê waar die trust se oorsprong vandaan gekom het, en die voorbeeld wat jy nou gebruik het. So, die ou wat in die oorlog gaan veg het, hy was met ander woorde die oprigter van die trust. Hy het die trust tot stand gebring. Die ou wat die bates moes beskerm was die trustee gewees. Dis reg. En die persone wat versorg moet word is die begunstigdes van die trust. Heeltemal. As ons gaan spesifiek fokus op daai partye, nou ek dink trust, in my opinie, of wat ek sien met die kliënte wat ek hedendaags werk is, dink ek trust het baie bekendheid verwerf hier in 2007 rond. En een van die goed wat ons op daai stadium gesien het, of die transaksies wat ek sien in daai jare gebeur het, is baie boere het plaaseiendom oorgeskakel en oorgeplaas na die trust toe, en dit het sekere voordele vir hulle ingehou. As jy sommer vir ons net kan verduidelik, hoekom sou die rekenmeester wat op daai stadium advies gegee het, of die finansiële adviseur, hoekom sou hulle vir boere of persone aanbeveel het om in 2007 hulle bates oor te plaas vanaf 'n trust, vanaf hulle persoonlike hoedanigheid na hulle trust toe? Kyk, in daardie tyd was daar nie bepalings in die inkomstebelastingwet gewees wat vir ons verplig om rente te hef nie. So, die manier, kom ons gaan net een stap terug. Die manier om iets in 'n trust in te kry, is of om dit aan 'n trust te skenk, want dit is nou maklik om 'n trust te gaan registreer. Jy is 'n gewone kontrak en jy gaan deur die formaliteite en die trust word geregistreer en daar word vir hom 'n bankrekening oopgemaak. Maar nou sit jy met hierdie dop wat niks het nie. So nou moet 'n mens begin om bates te bestuur sodat dit in die trust kan inkom. Nou, een van die maniere is om nou bates te skenk aan die trust, maar dan is daar bo sekere bedrag daar skenkingsbelasting. As jy 'n groot bate aan die trust wil oordra, dan moet jy hom verkoop aan die trust, as jy nie wil skenkingsbelasting betaal nie. En in die verlede kon 'n mens daai bate verkoop aan die trust, die 'n lae waardasie kry. Mens kan met 'n landbankwaardeerder, in die geval van 'n plaas, kon mens nou onderhandel of hom sê, wat is die laagste wat ons hierdie plaas kan waardeer, sonder dat SARS nou ontevrede is daarmee. Want tog is daar, wanneer 'n mens na waardasies kyk, is daar 'n onderpunt en 'n bopunt en 'n middelpunt. As jy nou die plaas wil verkoop aan jou buurman, het hy 'n ander prys as wat jy hom in jou eie trust wil insit, byvoorbeeld. So, en dan kon 'n mens die waardasie sê nou maar R1 miljoen gehad het, wat 'n mens gekry het, die eiendom geskuif het, verkoop het na die trust toe, die trust skuld jou die R1 miljoen. En nou gaan ek eers oor 30 jaar dood, en dan is daai plaas dalk al R10 miljoen werd, maar die trust skuld my nog steeds net die R1 miljoen.
So dit was toe maklik So geweest. jou boedel het met ander woorde gevries Jou op daai stadium gevries. toe die verkoop gebeur het. Jy Dis het jou kapitaalwinsbelasting op daai stadium betaal op die R1 miljoen en wat jou Dis aanvanklike basiskoste was. En Dis toe het jy jou boedel gevries. Soos jy sê nou 30 jaar later is jou bate noemenswaardige bedrag, Dis maar jou boedelbelasting implikasie is slegs die R1 miljoen lening. Dis al wat het daaroor is. wat het onlangs gebeur? Ek dink dit was in 2017 Ja. dat artikel 7 Dis sy reg. verskyning gemaak het en wat is Ja. wat se probleem Ja. het toe gebeur? Ja, so die ontvanger het gesien, maar hier's mense wat nou besig is om hom te verneek Welvaart op te bou. om welvaart op te bou en hy kry nie die belasting wat hy wou kry nie. So toe bring hulle artikel 7C op die wetboek en in terme van hierdie artikel 7C in breë terme, daar's mos nou bepalinge en voorwaardes en vrystellings en al daai goed, maar dit kom daarop neer dat jy moet nou rente hê op jou lening wat 'n trust aan jou verskuldig is. So as ek my plaas in 'n trust verkoop, dan skuld die trust my 'n X bedrag vir die waardasie en nou moet ek rente hê teen 'n koers wat SARS van tyd tot tyd publiseer. Ja. Op daai rente moet jy inkomstebelasting betaal en as jy nie al ontvang die trust, al het die trust nie is die geld om vir jou die inkomstebelasting te betaal nie, al het jy nie die rente is ontvang van die trust of nie, moet jy nou inkomstebelasting betaal op daai rente asof jy dit ontvang het. Ja. En dit skep, want mens moet onthou dat boedelbelasting is maar 20% of 25% as jou boedel oor R30 miljoen is. Inkomstebelasting kan tot 45% wees. Boedelbelasting is net as jy doodgaan. Inkomstebelasting is elke jaar. Ja. So dit is die verskyning van artikel 7C maak dit vir 'n mens baie moeiliker om boedelbeplanning te doen. So 'n mens moet bietjie meer in detail gaan beplan hoe 'n mens dit gaan regkry om nie vir jouself 'n groter probleem te skep as die voordeel wat die skuif dan nou vir jou het nie. Een van die goed wat ek ook waargeneem met Piet is in trust aktes wat ons ook al saam op gewerk het, is ek dink vroeër jare het ouens wat trusts opgerig het, ek weet nie, was dit so gewees nie, maar ons het baie keer al gesien dat prokureurs of rekenmeesters het sommer van hulle personeel gebruik om as oprigters van hierdie trusts op te tree. Ja. En nou sit 'n ou baie keer met die probleem, hierdie oprigter is nou moeilik om op te spoor. Is daar 'n manier dat 'n ou 'n trust akte wysiging kan doen om hierdie oprigters van 'n trust te kan wysig, te verander? Of is 'n oprigter maar altyd die trust se oprigter? Ongelukkig is die oprigter is soos geskiedenis soos die vraag of het gister die son geskyn het. Ja. Want dit is wat gebeur het. So die oprigter is wanneer 'n mens gaan kyk na jou trust akte en jy het 'n vreemde oprigter, dan moet 'n mens maar daarmee handel. Ja. En my advies sou wees om te gaan kyk. Die probleem wat 'n mens het is nou deesdae is daar nou hierdie FICA wetgewing waar elke oprigter, trustee en begunstigde moet gefika word. Ja. So dis 'n probleem op sy eie. Dan is dit as jy die trust akte wil wysig, sê die meeste trust aktes dat die oprigter 'n party tot die wysigingsooreenkoms wil wees. En as jy nie die oprigter aan die hande kry nie, is dit ook nie 'n verskoning nie. Al wat hulle aanvaar by die meesterskantoor is dat jy 'n doodsertifikaat indien van die oprigter. So my advies sou wees, terwyl as dit 'n vreemde oprigter is, dat 'n mens ten minste net gaan kyk na die wysigingsklausule in jou trust akte, sodat die trust gewysig word, sodat die oprigter nie in die toekoms nodig sal wees as jy die trust wil wysig nie. Sodat as jy nou nie meer kan opspoor nie, dat dit darm nie vir jou verhoed as jy noodsaaklike wysigings in die toekoms wil hê nie. Pietie, as jy 'n bietjie gaan kyk na trustees en wanneer ou hierdie besluite neem om jou trust saam te stel en die ouens wat fisies beheer oor die bates moet uitoefen oor die trust. Kom ons praat eers oor iets wat nog altyd vir ons interessant is. Ek dink jy kan dalk 'n bietjie daaroor gesels is. Baie keer sal 'n ou hoor 'n trust is of binne die wet of buite die wet. 2 trustees binne die wet, 3 trustees en meer buite die wet. Dis maar in lyn met die nasionale kredietwet. Wat is die voordele om 3 trustees en meer te hê versus die 2 in terme van wanneer 'n ou gaan lenings doen by die bank en dis meer? Kyk, die 2 trustees, dis soos jy noem, is in terme van die nasionale kredietwet, sien die wet 2 trustees van 'n trust, dan sien hulle die trust as 'n mens. Okay. As dit 3 trustees is, dan sien hulle die trust as 'n entiteit of 'n besigheid. So as dit 3 trustees is,
en jy wil finansiering hê by die bank, dan kyk hulle anders na daai finansiering as wat dit 2 trustees is, want wanneer dit 'n mens is, die nasionale kredietwet is geskryf om mense te beskerm, nie besighede nie. Okay. So nou gaan en die belangrikste ding daar is die sogenaamde reckless lending, daai roekelose uitleen van geld. Want as 'n bank vir jou meer geld leen as wat jy kan terugbetaal. So as jy 'n mens is, sal jy nou weet, jy moet die bank eintlik oortuig dat jy nie die geld nodig het nie, dan sal hulle die geld vir jou leen. So dit is eintlik hoe dit nou is. So as die trust is met 2 trustees, dan is dit dieselfde as wat dit 'n mens is wat aansoek doen. En dan moet jy bewys dat jy dit kan terug, die bank moet dit, is die verantwoordelikheid is by die bank, en die bank moet gaan bewys of 'n studie doen om te sien of hierdie trust die geld kan terugbetaal. En as hulle dit nie gedoen het nie, dan kan dit gebeur dat daai lening nie vorderbaar is nie as die mens dit nie kan terugbetaal nie. As jy buite die kredietwet staan, dan hoef die bank nie daai prosedure te volg nie, want dan is dit ligter, dan is hulle nie onder die kredietwet nie. Die ander ding is die koste. Daar's 'n inisiasiefooi as jy aansoek doen vir lening, dan beskerm die nasionale kredietwet mense om vir die kostes wat die banke vra. So min of meer, ek het so gaan kyk, die koste, bankkoste en daai aanvaardingskoste of daai inisiasiefooi van as jy groot lening wil aangaan, is min of meer dubbeld in die geval van 3 trustee trust teenoor 'n 2 trustee trust. So 'n mens moet maar gaan bepaal wat is jou doel met hierdie trust, want baie keer wil 'n mens nie net graag 2 trustees hê nie, want dis ander beplanning, ander risikobeplanning. Maar aan die ander kant kan dit vir jou baie geld spaar as daar 2 trustees is. Maar dit kan dit ook vir jou moeiliker maak om finansiering te kry as daar net 2 trustees is. So dit is maar 'n afweeg van belange, om dit maar in gedagte hou wanneer jy die trust oprig, maar is ook daarom nou nie so 'n groot probleem nie. As 'n mens aanvanklik die trust oprig en jare later besluit jy om 'n groot lening aan te gaan, dan kan 'n mens dit oorweeg, en dit is redelik maklik om trustees te wysig op 'n trust, om sê nou maar net 'n trustee by aan te stel, of om 'n trustee een van die trustees te laat bedank as almal net saamwerk. Ek dink een van die goed wat ook een van ons vrae wat ek vir jou geniet het is, ek dink baie mense gebruik en die doel van 'n trust word baie keer misverstaan, en as 'n ou gaan net gaan praat rondom beheer. 'n Ou wat byvoorbeeld 'n boer wat in sy eie naam geboer het en sy grond verplaas en dit is oorgeskuif na die trust toe. Nou is daar mede-trustees op die raad van trustees. Verduidelik net 'n bietjie vir ons, wat is die belangrikheid om te besef dat jy nie meer alleen in beheer is van die besluite wat binne in hierdie truststruktuur geneem is nie, en wat is ook die risiko's daaraan verbonde as jy sou net die besluite self neem, in terme van, kom ons kyk, wat is die risiko sou ek die dag skei? Wat is die risiko as ek die dag doodgaan en SARS bewys is 'n alter ego trust? As jy dalk vir ons bietjie kan detail gee rondom dit. Jy noem nou daarvan alter ego. So 'n trust is wonderlike beskerming, want as jy die trust reg doen, dan is die bates van 'n trust behoort dan aan die trust, aan die raad van trustees, wat 'n liggaam is, nie 'n persoon nie, en dit is buite jou boedel. So dit is beskerm vir egskeiding, dit is beskerm as jy te sterwe kom, die trust kan nie doodgaan nie, en dit is beskerm vir jou erfgename as iemand sal insolvent raak. So die 'n groot doel met 'n trust vir boedelbeplanning, of een van die redes hoekom ons 'n trust het, is juis die risiko van die begunstigdes om jou te beskerm. Maar een van die fundamentele dinge van 'n trust is, dit is van die besluitneming wat by 'n individu is, tot by besluitneming wat deur 'n raad van trustees gedoen word. So by 'n trust kan een persoon nie beheer hê oor die bates van die trust nie. Dit moet lê by die raad van trustees. Nou baie keer is dit selfs in die ouer trust sien ek dat mense die 'n trust laat opstel het, maar hulle het vir die ou wat die trust opgestel het gesê, by die ou trust aktes wat ek lees, ek wil nog steeds die gitaar agter die skerms, wil ek daarom nog steeds in beheer wees van hierdie trust, en ek voorbeelde van maniere hoe ek in beheer kan wees, is dat
ek het 'n veto-reg met enige besluit wat geneem is. As ek besluit, dan moet die ander trustees instem. Ek het die reg om trustees aan te stel en te ontslaan. So as 'n trustee nie met my saamstem nie, dan fire ek hom en ek kry 'n ander trustee wat wel met my saamstem. Ek het die reg, volgende ene is, ek het die reg om by wyse van my testament te sê hoe die bates van die trust verdeel gaan word. So, as jy al hierdie bepalinge saam lees met mekaar, en jy kan tot die gevolgtrekking kom dat hierdie trustees is eintlik maar nie veel reg nie. Ja. Hierdie ou wat al hierdie regte het, sê vir die trustees wat hulle moet doen. Hy slaan die gitaar. Hy slaan die gitaar. Dan is dit een van die toetse. Daar's 2 toetse wat hulle sê, wat hulle doen die howe om te bepaal of 'n trust 'n goeie trust is wat nie 'n alter ego is nie, en hierdie sogenaamde alter ego trust waar die hof sê hierdie trust is maar jou alter ego, dis eintlik maar net 'n rookskerm. Agter die skerm is dit maar jy. So die een is die jure toets wat hulle nou in die reg noem, en dit is daar gaan kyk hulle na die bepalings van die trust akte. En in die tweede toets wat die howe doen is wat gebeur in praktyk. Met ander woorde, ek kan die beste trust akte opstel wat jy kan kry wat 100% vir almal beskerm en waar daar geen teken is dat een persoon agter die skerms die trust beheer nie. Maar in praktyk is daar dalk 'n rekening vir die trust, maar hierdie een trustee, dit is sommer op sy internetbankdienste, is sy rekening en die trustrekening onder mekaar, en hy plaas geld oor heen en weer net soos hy wil, sonder die ander trustees se toestemming. Hy koop goed vir die trust aan, daar's geen beraadslaging met die ander trustees nie, daar's geen vergaderings wat hulle hou nie. Hulle is eintlik maar net sy rubberstempel om te sê, wat ook al jy besluit, daarmee gaan ons saam. Dan is dit ook 'n teken, dan sê die howe, dat jy kan nie, as jy nie optree as waar 'n trust is, en jy skielik eendag, as jy nou in 'n egskeiding beland, het jy nou die trust nodig, dan kan jy nie jou beroep, nou wil ek 'n trust hê nie, want jy het nog nooit opgetree nie. Ja, want jy het nog nooit opgetree asof daar 'n trust is nie. So dit is die 2 toetse wat daar is. So in kort, as ek dit moet opsom, dan is dit 'n potensiële nadeel van 'n trust as 'n mens 'n control freak, soos die Engelsman sê, is dat jy wil nie beheer af nie, jy wil nie ander mense vra wat jy moet doen nie, dan moet jy nie eerder dit in die trust, dan moet jy die ander voordele van 'n trust daarteenoor weeg, en as dit dan swaarder weeg, dan is dit nie vir jou 'n trust nie. Ja. Maar die trust, as jy in 'n trust is, dan moet vir elke handeling van die trust, moet daar vooraf 'n besluit wees van die trustees. En of dit 'n trustee is wat ook familie is, wat dit sê nou maar is my sogenaamde my trust, of ek as onafhanklike trustee van die trust optree, ek moet op dieselfde vlak, 'n trustees word almal onder een kam geskeer. So 'n onafhanklike trustee moet op dieselfde vlak bewus wees en op hoogte wees met die sake van 'n trust, as 'n gewone trustee vir wie se trust dit nou is. Okay. Die een woordjie wat jy nou genoem het, die onafhanklike trustee, ek dink ons gaan hom net parkeer, ek gaan nou daaroor praat, maar die een ding wat ek vir jou wil vra, so as persone in 'n egskeiding opeindig, ek dink jy het baie daarmee te doen gehad, hoe ontbloot die prokureurs om die teenkant te bewys, om te sê, luister, hierdie is maar eintlik 'n alter ego, gaan kyk hulle maar bloot nou hoe die trust administrasie was, so jy het gesê, daar's nie trustvergaderings gehou nie, gaan kyk hulle na resolusies, trustbesluite, en as dit ontbreek, baie keer 'n trust selfs nie is 'n bankrekening wat hulle gebruik, wat aan die trust gekoppel is nie, is dit maar tipies, die goed wat 'n prokureur wat namens die ander party sou optree, sou wil gaan uitbuit, om te sê, luister, hierdie is 'n alter ego trust, is daar enige ander goed wat jy dalk kan byvoeg en raad opgee, wat waarna hulle kyk tydens daai prosesse? Die groot ding is besluitneming. So wat hulle gewoonlik doen is hulle kry iemand in wat 'n expert is met forensiese auditeure, wat daai trust se boeke ondersoek van hoek tot kant, en dan vra hulle, alright, en dan kyk hulle goed, en sê hulle, hier het hierdie trust soveel geld oorgeplaas in hierdie rekening, waar is die besluit daarvoor? So mens moet in kort, as 'n mens 'n trust reg bestuur, dis eintlik baie maklik om te doen. En die goue reël is, daar moet vir elke transaksie waar die trust by betrokke is, 'n transaksie is wanneer daar geld vloei. Of wanneer daar, is daar geld vloei, of dit nou 'n aankoop van 'n ding is, of daar uitbetaling van geld is, dis wanneer geld vloei. Vir elke handeling moet daar 'n besluit wees van die trustees vooraf.
En as dit die geval is, daar's daar ook 'n hele klomp hofsaake wat sê dat die trust is veilig en jy kan nie aanspraak maak op die bates van die trust nie, want die gedagte is maar agter hoekom dit baie keer by egskeiding en soms by insolventie ter sprake kom, is daar's iemand wat die bates van die trust wil hê. Ja. En as ek kan besluit, as dit jou trust is en jy raak insolvent en ek is 'n skuldeiser en ek kan bewys dat jy hierdie trust nooit hanteer asof dit 'n trust is nie, dis maar jou alter ego, dan word dit geag jou bates te wees en dan kan ek daarop beslag lê. Maar solank as wat ons as wat jou besluitneming en die goed mooi op rekord is en as finansiële state opgestel en daar's vir elke transaksie 'n besluit van die trustees, dan is jy heeltemal veilig. Piet, in terme van besluitneming van trustees en wat in die trustakte genotuleer word, eenparig teenoor 'n meerderheidsbesluit, kan jy vir ons die verskil tussen die twee verduidelik? En ek dink as ons sommer terselfdertyd kan praat, ek en jy telefonies oor gesels oor die onlangse hofuitspraak wat plaasgevind het wanneer 'n trustee afwesig is en besluite geneem moet word, kan jy vir ons 'n bietjie diepere konteks gee rond? Ja. Dis nog 'n interessante ding, Danny, wat baie mense nie van bewus is nie, is dat tot nou baie onlangs, tot verlede jaar, was die reël gewees dat as daar 3 trustees is, dan moet alle trustees betrokke wees by alle besluitneming. So mense gaan kyk na besluitneming in die trustakte, want die reëls van die trust is in die trustakte. So dis eintlik die wet van hoe mense moet optree as die trustakte self. So soms sê die trustakte, die trustakte sê byvoorbeeld hoeveel is die minimum aantal trustees teenoor maksimum en sovoorts. Dan sê die trustakte baie keer, as daar 2 trustees in amp is, as dit toegelaat word, dan is dit 'n eenparige besluit, en as daar meer as 2 trustees is, dan is dit meerderheidsbesluit. So dis nie normaal wat in die trustakte staan. Maar nou, en toe was daar so 'n paar jaar terug in die Vrystaatse Hooggeregshof hofsaak gewees, waar daar 3 trustees in amp was, en die reël was meerderheidsbesluit. En toe gaan 2 trustees en hulle hou 'n vergadering en neem 'n eenparige besluit. Toe het 2 van die 3 trustees mos nou 'n besluit geneem, en dit was om iemand te dagvaar. En dit word toegelaat in terme van die trustakte. In terme van die trustakte, ja, heeltemal. Okay. Maar wat hulle buite rekening gelaat het, is dat trustees moet gesamentlik optree as daar nie spesifieke bepalings daaroor is in die trustakte. So die hof het toe daai besluit ongeldig verklaar, omdat al die trustees nie betrokke was by die besluit nie. Hulle het nie vir die ander trustee kennis gegee. So en dit was toe die regs of die reël gewees tot nou toe, dat maak nie saak wat die trustakte bepaal nie, alle trustees moet betrokke wees. Toe was daar verlede jaar 'n hofsaak gewees waar 'n soortgelyke feite stel waar 2 trustees, 1 trustee het nie opgedag by 'n vergadering nie, Het kennis gekry. uit kennis gekry. En toe het die 2 trustees 'n besluit geneem en die Hooggeregshof het gegaan op die reëls soos dit neergelê is. Die Appelhof selfs het gegaan op die reëls soos wat dit neergelê is. Toe gaan hierdie mense konstitusionele hof toe. En die konstitusionele hof het toe bepaal dat die trustakte is die wet van 'n trust. So as jy die trustakte versigtig bewoord en jy maak spesifiek voorsiening vir 'n quorum. Met ander woorde, daar is 3 trustees, maar 'n quorum is byvoorbeeld 2 van die 3 trustees. En jy beskryf dit behoorlik, dan kan 'n mens dit daarvoor voorsiening maak in die trustakte, dat as daar meerdere trustees is en mits jy nog 'n quorum het, as een van die trustees dalk te skielik te sterwe sou kom, want dan staan die trust baie keer stil. Ja. En of 'n trustee beland in die hospitaal of 'n trustee daag nie op vir 'n vergadering nie. Dan kan 'n mens vir so iets voorsiening maak dat die trustee steeds kan voortgaan om die trust se besluite en die trust te administreer. Maar dit is baie belangrik, en dit is wat die hofuitspraak eintlik behels, is dat die trustakte moet na aanleiding moet spesifiek hiervoor voorsiening. So dit is belangrik om te gaan kyk na 'n mens se trustakte, na die besluitnemingsbevoegdheid van 'n trustee. Want in die verlede het ons geweldig gesukkel, want en veral in party provinsies se meesterskantore vat dit geweldig lank om trustees te wysig selfs. Ja.
En in daai tyd is die trust eintlik heeltemal mens kan nie met die trust aangaan daai tyd terwyl jy nog nie die trustees kan wysig as iemand byvoorbeeld te sterwe gekom het. So as 'n mens dan in die trustakte spesifiek voorsiening maak daarvoor, dan kan 'n mens daai potensiële probleme heeltemal uitskakel in terme van hierdie beslissing van die constitution. As 'n trustee te sterwe kom, ek wonder hy sommer net daaroor, Ja. kan die eksekuteur wat die boedelberedder van daai trustee nie optree aan besluitneming nie. Nee, glad nie. Glad nie. Selfs, daar's 'n bepaling, en dit is baie belangrik om te onthou wanneer 'n mens 'n trust oprig. Enige besluit voor die datum van die magtigingsbrief is nie eers vernietigbaar nie, dit is van die begin af nietig. So as jou naam nie op daai trust magtiging, die magtigingsbrief is jou lisensie om op te tree En besluit. en om besluite te neem. So as iemand te sterwe gekom het, dan 'n dooie persoon kan nie besluite neem nie. So en niemand kan hom vervang nie, want hy is aangestel. Daar's spesifieke hofsaak wat ek nou aan dink waar die hof gesê het 'n persoon kan ook nie sy trusteeskap. Seker maar jy kan nie by 'n trustee, jy's 'n trustee, jy kan nie by 'n trustee vergadering uitkom. Proxy aanstel. Dan kan jy nie sommer vir jou vrou sê, hoorie, gaan woon die vergadering by namens my, jy moet so en so gaan stem. Die trustee is aangestel met 'n sekere persoonlike gedagte met die kwaliteite wat daai persoon het. Ja. So daar's nou 'n onderskeid gemaak tussen besluitneming wat net deur die trustee. So as jy nie by 'n vergadering kan wees nie en die trustakte kan dit nalaat toe, dan kan jy 'n mede-trustee kan jy dan volmag gee om namens jou op te tree, maar nie sommer iemand van buite af. En dan moet 'n mens dit net onderskei van uitvoering van 'n besluit. So as die trustees eers die besluit geneem het, soos ek nou gesê het, ons kan nou 'n boerdery bedryf, dan kan 'n boer aangestel word wat nie noodwendige trustee is nie, om daai besluit te gaan uitvoer. So dit is met betrekking tot die trust. So dis uit daai oogpunt nogal belangrik om dat die trustakte se besluitnemingsklausule. Op die ou end is dit die trustakte moet enigiets toelaat wat jy wil doen. In terme van die aanstelling van 'n onafhanklike trustee, dink ek is daar ook baie veranderinge en risiko's wat daarmee gepaard gaan. Ek dink in die verlede het ek al gesien dat 'n boer wat 'n trust oprig, sommer sy buurman of sy neef of sy swaar vra hom as 'n trustee op sy trust te dien. Ja. Wat is die risiko daaraan verbonde as 'n ou 'n trustee het wat deelneem aan jou besluite, wat nie regtig bekwame is en agtergrond het in die werking van 'n trust nie? Wat is die risiko vir daai persoon wat hom in elk geval nomineer om te sê dis reg, jy kan my aanstel as 'n onafhanklike trustee? Wat moet so 'n persoon weet, wat sy risiko's staar hy in die gesig? Ja, amptelik is daar nie, die meesterskantoor stel trustees aan al weet jy niks van trust nie. So daar's nie 'n siftingsproses waar jy jou bevoegdheid moet bewys nie. Maar wat mense baie keer vergeet is, om as trustee aangestel te word, moet jy sekere dokumente teken. En daar's beëdigde verklaringe onder andere wat jy teken, wat jy onder eed verklaar, en veral die onafhanklike trustee verklaar onder eed dat hy op hoogte is van die wet op beheer wat in die wet staan, wat in die trustakte staan en hoe trusts geadministreer word. So as so 'n persoon vorentoe iets verkeerd doen en dan het hy geen verskoning om te sê, maar ek het nie geweet nie want hy het onder eed verklaar, dan is dit bedrog. So dit kan, wat jy nou teken, kan later teen jou gehou word. So weer eens, soos ek nou gesê het, om 'n trust behoorlik te administreer, dink ek nie mense hoef 'n graad te hê in trustreg. Ja. Mens moet behoorlike aandag en sorg daaraan gee. En mens moet weet wat van jou verwag word. Jy moet die trustakte ken en jy moet die dokumente wat jy teken deurlees. En as daar staan jy moet op hoogte wees van die wet op beheer van truste, dan moet jy hom gaan studeer en gaan kyk en oplees. En dan sal jy as 'n trustee. Maar die belangrikste is om te besef, dit is nie net in naam wat jy daar is nie, jy's in persoon daar en jy kan aanspreeklikheid opdoen as jy dit verkeerd doen. Jy het verantwoordelikhede. Jy het verantwoordelikhede. Die verantwoordelikhede wat jy het binne 'n trust is gewoonlik die beskerming van die begunstigdes, as ek dit sê. Ja, so. Het jy dit al gekry dat begunstigdes trustees se besluite bevraagteken en waar hulle kon bewys het dat trustees besluite geneem het wat op die einde van die dag hulle voordeel wat hulle moontlik uit die trust uit kon ontvang het as 'n begunstigde benadeel het? Kyk,
soos ek nou gesê het, 'n trustee staan in 'n verhouding van goeie trou. Ja. So, as jy, en mens moet ook onthou, dat wanneer 'n trustee 'n besluit neem, solank die trustee, soos die Engelsman sal sê, sy mind apply. Met ander woorde, hy is in volle, hy dink nie iets anders as om die sake van die trust besig is nie, en hy neem alle omstandighede in ag, en hy neem 'n besluit, hy stem toe tot 'n sekere besluit. Gestelde boerdery, en hulle besluit, ons gaan hierdie jaar mielies plant. En nou, 'n jaar verder was dit 'n baie droë jaar, of die mielieprys het geval, of iets het verkeerd gegaan, wurms het al die mielies opgeëet, of so iets. Dan gaan niemand vir die trustee kan aanspreek nie, want hy het sy aandag bestee en hy het gedink oor die saak en hulle het 'n verantwoordelike besluit op daai stadium buite sy beheer. Dis reg. Ja. Waar die trustee wel aanspreeklikheid kan opdoen, is sy roekeloos, as wanneer hy bedrog pleeg, wanneer hy tot sy eie belange gaan beskerm, Geld uit die trust, sonder besluit. daai tipe van goed, of daar was byvoorbeeld 'n hofsaak waar trustees eiendom van die trust redelik goedkoop verkoop het aan 'n maatskappy waarvan hulle die aandeelhouers was. En op so 'n manier voordeel gekry het toe hulle van hulle maatskappy af weer die eiendom teen 'n wins verkoop het. So daar het hulle toe hulle noem 'n troubreek, hulle het 'n trouensverhouding verbreek. Daar het hulle moeilikheid opgetel. 'n ander onlangse voorbeeld waar dit trustee persoonlik aangespreek is 'n begunstigdes het gevoel die trustees bestuur hierdie trust nie behoorlik nie. En 'n begunstigde het 'n reg op verslagdoening, want deel van hierdie sorgsaamheidsplig wat die trustees het, is om te kan verslag doen aan die begunstigdes. En die hof het dit ook so besluit. Dis deel van die enigste, want trustbegunstigdes het geen reg om vir 'n trustee te kom sê, hoorie, ek wil hierdie jare R100 uit die trust uit hê. Dit is die trustee se besluit. Maar wat 'n trustbegunstigde wel het, is die reg dat die trustees die trustbates behoorlik bestuur. En wat daaruit voortvloei, is dat enige tyd wanneer 'n begunstigde vra vir inligting, vir verslagdoening, dan moet die trustees dit vir hulle beskikbaar stel. So in hierdie spesifieke saak waar ek verwys het, die trustees allerhande tegniese verweere gehad oor hoekom hulle nie vir die trust begunstigde verslag wil gee nie, en toe vat die begunstigde aan die hof toe, en toe die hof spesifiek besluit, dit weer beklemtoon. En in daai geval, dat die trustees moet verslag doen, en tweede is dan dit sommer die hele koste van die hofsaak persoonlik op die trustees 'n persoonlike kostebevel gemaak, omdat hulle nie in goeie trou opgetree het. Die een ding wat ek ook, as ek nou uit 'n ek wat as 'n rekenmeester praktiseer, ek dink kliënte dink hulle verwag baie keer dat ons primêre doel is om te sorg dat hulle so min as moontlik belasting betaal. Nou, hoekom ek ook baie van 'n trust struktuur hou, ek dink, en dis waar ek baie teenstrydig is met ouens op sosiale media, wat beleggingseiendom portefeuilles begin, wat sê die trust moet die aandeelhouer in 'n maatskappy wees. Ek het begrip daarvoor, maar ek hou baie keer daarvan om bates binne in 'n trust te vestig, waar jy ook dan jou kinders kan gebruik as begunstigdes en uitkerings na hulle toe laat gaan. En so kan jy hulle skoolgelde en maandelikse uitgawes met voorbelaste geld basies betaal. Maar uit 'n rekenmeester oogpunt uit baie keer die kliënte hierdie verwagting van ons, en nou doen ons uitkerings na kinders toe, dan in sommige gevalle kleinkinders, agterkleinkinders, en nou ontstaan hierdie leningsrekeninge op die finansiële state, want die uitkering gaan nie gewoonlik gepaard met die kontant wat vloei nie. Later dan raak hierdie begunstigdes wat uitkerings ontvang het, raak nie meerderjarig, en hulle kom onder die besef dat trust hulle geld skuld. Wat is hulle reg om aanspraak te maak op hierdie leningsrekeninge wat gevestig het as gevolg van uitkerings wat hulle ontvang? Ja. Die oomblik as 'n trustees kan, sê nou maar die trust het R100 beskikbaar. Nou kan die trustees besluit, ons hou dit in die trust, dan betaal, soos jy nou weet, die trustbelasting. 45%. Of, in terme van, hulle noem dit mos nou die geleibaarheidsbeginsel, gee ons dit vir die begunstigde, en die begunstigde betaal volgens sy skuld. Die oomblik as jy dit vir die begunstigde gegee het, daar is voorsiening, as die trust akte daarvoor voorsiening maak, kan die mense toeken aan die begunstigde, en in trust administreer vir die begunstigde nog steeds, en jy hoef dit nie oor te betaal. Maar dit is die begunstigde se bate,
So as die begunstigde te sterwe kom, is dit deel van sy boedel. As die begunstigde in 'n egskeiding beland, is dit deel van sy boedel. Ek het 'n geval gehad waar 'n oupa het daai spesifiek wat jy nou noem, het hy oor jare leningsrekenings om minder inkomstebelasting te betaal aan die kleinkinders uitgedeel, in so 'n mate dat sy kleinkinders elkeen ver oor R1 miljoen se leningsrekening het. Toe gaan gebeur dit dat die kleinkinders se pa en ma, so die pa skei toe van die oupa se dogter, en hy is toe baie kwaad vir hierdie dogter, en hy besluit toe, hy gaan namens sy kinders, hy is sy kinders se voog, so hy gaan nou sommer aandring dat hierdie oupa, hy stel toe 'n eis van ver oor die R4 miljoen in teen die trust, om dit oor te betaal, en hy is suksesvol, so, want dit is deel, dis die bate van die begunstigde. Ja. So ons moet dit in ag neem. En ek dink dit is baie belangrik. Ek dink baie keer neem rekenmeesters besluit op grond van wat sy kliënt se behoeftes is. En die kliënt teken iets af sonder om reg te weet wat is die implikasies. Soos ek jou gesê het met ons in praktyk, en ek weet om deel te wees van die board, dink ek is dit belangrik om 'n holistiese benadering te neem. Wat is die implikasies nou? Dis reg, ons kry dit nou reg om belasting te bespaar, maar wat kan die moontlike toekomstige gevolge wees van hierdie transaksies of te boekstellings wat ons nou gedoen het? En laat die kliënte ook kennis dra daarvan, sodat hulle dit ook kan aanspreek in terme van hulle eie beplanning en die moontlike risiko's wat daarmee gepaard gaan. Verseker. Want op die einde van die dag dink ek ons ou as rekenmeester moet ons nie net besluite neem en sorg dat so min as moontlik belasting betaal word, maar sonder dat die kliënt weet wat hy eintlik gedoen het nie. En dan later as jy nou in die moeilikheid in hierdie tipe eise nou in werking tree, die kliënt se hande in die lug gooi en sê, maar ek het nie hiervan geweet nie. Ja. En ek dink dit is baie keer waar ons professie baie skade kry as gevolg van sulke tipe transaksies. So ek dink rekenmeesters kan baie daarop let dat hulle verduidelik aan die kliënte hoe kry ons dit reg om te sorg dat hulle so min as moontlik belasting betaal. Ek dink dit is ook 'n geval van om nie na 'n kliënt in kompartemente te kyk. Ja. Met ander woorde, ek spaar jou nou geld deur die lening wat ek deur die skep van die lening, want ek belas die kind. Ja. Maar as jy die hele tyd advies gee in die geheel, om na die totale prentjie die hele tyd te kyk. Met ander woorde, hoe het hierdie leningsrekening hierdie persoon se boedelbeplanning beïnvloed? Ja. Dat 'n mens die hele tyd na die totale prentjie kyk, dan dink ek, is dit 'n goeie benadering. Piet, as ek kyk na die samestelling van beplanningsstatus, ons het gesien die laaste tyd uit Suid-Afrika self het baie jong mense geïmmigreer en is woonagtig in die buiteland. Is daar enige belastingimplikasies wat 'n ou in ag moet neem in terme van begunstigdes wat nou in die buiteland sit en wat 'n ou dan 'n basiese uitkering uit 'n Suid-Afrikaanse trust na hulle toe maak? Wat is die belastingimplikasies van hierdie uitkerings? Ja, kyk, buitelandse belastingbeplanning is ook weer heel, mens kan daar lank daaroor gesels en daar's mense wat regtig spesialiseer daarin. Wat ek vir jou kan sê is mens moet dadelik met jy 'n rooi vlag hê as jy 'n begunstigde het wat immigreer. Want die wet het onlangs verander dat selfs die gelykbuisbeginsel, wat ons nou die gelykbuisbeginsel in kort bepaal ons dat die trust betaal belasting op wat in die trust agterbly. Ja. En in terme van die gelykbuis, dan sê trust net 'n gelykbuis en die begunstigde betaal belasting op dit wat aan die begunstigde uitgekeer word. Nou as 'n begunstigde immigreer, dan verval die gelykbuis vir daai begunstigde vir kapitaalwins en inkomstebelasting. So dan is die praktiese situasie is, as die oprigter nog leef en 'n Suid-Afrikaanse burger is, dan val daai inkomste terug na die oprigter toe. As die oprigter oorlede is of nie meer 'n Suid-Afrikaanse burger is nie, dan val dan word die trust belas. So dan word hy op trust vlak belas wat die maksimum belastingkoers is. So mens moet behoorlike beplanning doen vir as jou familiesituasie verander en daar gaan kinders buiteland toe, dan moet 'n mens jou beplanning daarbey aanpas.
dis ook wat jy het gesê dat die belastingimplikasie val terug op die oprigter. Ja. In watter ander omstandighede, ek het nou gepraat oor ouens of 'n oprigter van 'n trust wat skenkings maak, ons kry elkeen 'n R100,000 skenking wat ons jaarliks kan maak sonder belastingimplikasies. Nou skenk ons hierdie R100,000 as ons boedels kleiner maak, ons skenk R100,000 aan die trust en ons gaan sekere beleggings aan. Ja. Die opbrengs op daardie beleggings, dis ook 'n goeie voorbeeld waar die belasting terugval op die oprigter. Is daar nog voorbeelde waar die belasting op die oprigter gaan Sover ek weet is dit nou hierdie R100,000 'n jaar skenking en dit is met betrekking tot minderjarige kinders. Ja. Sodra 'n kind meerderjarig word, verval daai artikel en sal die kind self daar belasting betaal. So die R100,000 'n jaar skenkingsbelastingvry, dis weer eens 'n voorbeeld waar mense die totale prentjie in ag moet neem. Dis 'n baie goeie beginsel wat moet gebruik word. Ja. Maar mens moet versigtig wees vir die inkomstebelastingimplikasies van so 'n belegging. As dit aanvanklik is dit dan nie baie inkomste wat so 'n belegging oplewer nie, maar oor tyd. En as jy die beginsel van artikel 7 maar net as iemand dat die pa geld skuif wat uiteindelik in 'n minderjarige se hande belas word, dan word die pa nog steeds daar belas. So dis die algemene min of meer die reël dan. Ja. So dit gaan maar net oor die vestiging van die kapitaal binne in die trust, maar wanneer die trust 'n handelsaktiwiteit, byvoorbeeld ons het eiendom gekoop, Ja. ons het dit gefinansier of sal dit nie kontant betaal in trust nie, daar het geld wat jy maar as jy het gefinansier het in hier eiendomme begin nou wins toon, dan kan nou uitkerings maak aan jou minderjarige kinders toe, jy kan hulle gebruik binne in daai raamwerk en dit kan vir jou 'n belastingvoordeel tot gevolg hê. Heeltemal reg. So die artikel 7 is net van toepassing as jy die aanvanklike skenking kan koppel aan die inkomste. Ja. En wat baie mense ook die rede hoekom ons so baie vreemde oprigters het, is mense het gedink dat as die oprigter van die trust, hy skenk mos nou R100 of R250 of wat ook al aan die trust. Mense het gedink daai skenking gaan oor artikel 7. En wat eintlik glad nie die geval is nie, want dis 'n nominale skenking en dan is dit verby. Ja. So dit gaan oor enige iemand wat geld na 'n trust toe skenk of as 'n skenker om sodoende die inkomstebelasting in iemand anders se hande te belas. Okay. Dan is artikel 7 van toepassing. So as dit 'n trustee is of 'n oupa wat geld binne die trust, dan val dit terug na die ouete wat die geld geskenk het. Dis Ja, dit was baie goed wat 'n ou moet in ag neem, maar ek dink hierdie braaivleisvuur praatjies is baie keer goed vir my ouers. Ja. En ouers kry sekere raad en advies by mense wat nie altyd 100% korrek is nie. So dis ook wat altyd aanbeveel is dat ouens met belastingkonsultante gesels raak in die regte advies, want ek dink daar's 'n paar moeds en moenies wat 'n ou moet in ag neem wanneer 'n ou kyk na hierdie strukture. Piet, as 'n ou gaan kyk na verouderde trust aktes, daar's nou jy het nou gepraat van die onlangse hofuitsprake, hoe jy ook jou eie trust aktes nou aangepas het om eintlik aan te sluit by die hofuitsprake wat gekom het. Verouderde trust het ook baie keer die voorsiening gemaak vir 'n maatskappy of 'n regsentiteit as 'n begunstigde nie. Dit is ook toelaatbaar binne in die wet en dit help ook 'n ou wanneer jou begunstigdes dalk op 'n hoë belastingkoers val, dat 'n ou dan liewerste die maatskappy gebruik om 'n 27% belasting te gaan betaal. Wat is die algemene as jy nou gaan kyk na 'n trust akte wat byvoorbeeld in 2010 opgerig is? Wat is die algemene trust akte wysigings wat jy sou halfweg aanbring om dit te belyn met moderne trusts as goed so kan stel? Nou so 'n paar goed. As mens begin by die oprigter, soos ek gesê het, mens moet as dit 'n vreemde oprigter is, moet mens gaan kyk na die wysigings toe so ek. Die ander belangrikheid is dat daar word baie keer wat heeltemal aanvaarbaar is, word daar aan 'n persoon, die boedelbeplanner, die bevoegdheid gegee om byvoorbeeld opvolgtrustees te benoem. Nou, as daai persoon kan nou opvolgtrustees benoem of nie benoem nie, dan maak die trust akte gewoonlik voorsiening. Maar as daai persoon te sterwe gekom het, dan is daai klousule wat in die trust akte is nutteloos. So dis een van die goed wat ons dan kyk om daai bevoegdheid wat jy het om opvolgtrustees te kan benoem in jou testament, om dit te kan oordra na iemand anders toe. Dis 'n belangrike bepaling. Dan die beskrywing van begunstigdes, soos jy nou sê, waar ons entiteite soos maatskappye ook bybring en verdere trust in die verlede. Baie van die ou trusts maak net voorsiening vir trust wat jy in terme van die trust akte oprig. Dan moet die trustees van die trust die oprigter wees van die volgende trust om daai trust op begunstigde te kry van hierdie aanvanklike trust. Want baie keer wil mense graag
vir die as jy uitkerings doen, dit eerder na die begunstigde se trust doen en vir hom weer beskerming te bied in plaas van na die begunstigde self. So die beskrywing van wat se trusts nou ook sal kwalifiseer, dit is belangrik. En dan baie keer wanneer 'n trust opgerig word, dan is dit pa en ma en die kindertjies is almal klein en onder een dak. Almal het dieselfde belang. Nou word die kinders groot en elke kind kry naderhand sy eie gesinnetjie. En hier's 'n klomp bates wat in hierdie trust opgebou het, byvoorbeeld 'n boerdery, en daar's byvoorbeeld 8 plase in die trust en daar's 4 kinders. Elkeen moet eintlik 2 plase kry, maar nou lê alles in die trust. So dan het 'n mens eintlik maar 'n probleem, want om daai plase uit die trust uit te kry is 'n groot klomp koste wat jy met kapitaalwinstbelasting betaal as dit geskei word. So wat ons gedoen het om daardie probleem dan ten minste op 'n beter manier te kry, want die bekommernis wat 'n kind in so 'n geval het, sien nou maar as jy 2 broers wat saam boer, en hy weet dat hierdie deel van die trust is eintlik vir hom sy bates. Hy het geen waarborg, want dit is mos nou 'n diskresionêre trust. Ja. So as daai seun skielik te sterwe kom, het hy geen waarborg dat die trustees steeds sy kinders gaan bevoordeel nie, want dit is 'n diskresionêre trust. So hulle kan besluit, maar ons gaan net aan met hierdie, ons kan hierdie maar ignoreer. Hoewel hulle dan sal kan hof toe gaan, daar is sekere goed wat ons daaroor kan gesels. Maar om hierdie mooi te omlyn en behoorlik te beplan, kan 'n mens byvoorbeeld gaan en in plaas van een groot groep van begunstigdes, ek verduidelik dit altyd vir die boere, want hulle verstaan dit mooi, om silo's van begunstigdes te gaan skep. Ja. So nou kan ons sê, daar's 3 broers, en ons skep 3 groepe van begunstigdes, wat bestaan uit pa en ma, broer nommer 1 en broer nommer 1 se afstammelinge en broer nommer 1 se trust en sy maatskappy. Ja. En dan maak ons voorsiening daarvoor dat na pa se afsterwe of na pa en ma se afsterwe die groepe begunstigdes te verteenwoordiging moet hê op die raad van trustees. Okay. Sodat hulle belange kan beskerm. Al is dit nie die oorspronklike broer, hy kon al dood gewees. En dan die ander ding is, maak ons ook voorsiening dat die trustees spesifiek bates kan oormerk vir spesifieke groepe van begunstigdes. Met ander woorde, daar ontstaan eintlik, hoewel dit nie dit regtig so is nie, maar daar ontstaan eintlik half subtrusts binne in hierdie trust. Alles vorm nog deel van die bates van hierdie trust, maar jy het ten minste dan regsekerheid dat hierdie bates wat hier geoormerk is in hierdie resolusie is net vir my groep geoormerk. En daai besluit bepaal ons dan in die trust akte dat dit net met 'n volgende eenparige besluit gewysig kan word. So as hierdie broer nou nie meer daar is nie, dan is sy verteenwoordiger daar en dan kan die ander trustees nie dit sommer net van hulle af weg. Dit is onwaarskynlik dat hy sal afstand doen van presies, as dit nie tot sy voordeel is. Ja. En dit hou ook die opsie oop dat as hulle onder mekaar ooreenkom op 'n ander verdeling en hulle kan 'n eenparige besluit neem, dan kan 'n mens maklik weer die resolusie opstel en 'n ander verdeling daarstel wat vir almal tevrede maak. Ja. En 'n ander belangrike ding is dat die trustakte dan moet kan voorsiening maak vir 'n gedeeltelike vestiging. En wat ek daarmee bedoel, sien nou maar, daar's 3 broers en hulle het elkeen 'n stukkie grond wat vir hulle geoormerk is. Maar een van hierdie broers wil eintlik nou graag immigreer in Nieu-Seeland toe. En hulle kan ooreenkom. Dan kan die oorblywende 2 broers wat nog hier gaan boer, finansiering kry in die trust, om 1/3 van die waarde of in daai stukkie wat vir hom geoormerk is, te kan finansier om daai geld, die likied in die trust in te kry. En dan kan daar 'n gedeeltelike vestiging, met ander woorde, nou kan die trustees gaan en almal kan 'n besluit neem en sê, goed, ons betaal aan hierdie groep van begunstigdes X bedrag uit en julle het nie 'n verdere verwagting om by die trust bevoordeel te doen 'n kapitale uitkering uit die trust. Dis reg. En dan op so 'n manier kan mens prakties. So die wysigings wat ek baie keer aan trust aktes aanbring, word genoodsaak deur praktiese omstandighede van 'n spesifieke familiegroep. Ja. Dus daar's sekere goed wat generies is wat nou verouderd raak en onlangs ons het nog daar baie keer gepraat van checks in 'n trust akte wat jy nie meer bestaan checks teken, dit bestaan nie meer nie. So dis klein goedjies wat miskien nie so belangrik is nie. Ja. Maar daar's sekere goed wat belangrik is vir die toekoms om hierdie trust prakties te kan bestuur. En dit is gewoonlik die hoofoorsaak
van 'n trustwysiging? Ja, ek dink wat jy die woord wat jy genoem het is generies. Jy moet nooit 'n generiese dokument vir kontrak koop en sê jy gaan jou trust binne in hierdie raamwerk vestig nie. Dit is. Ek dink as ou regtig die moeite doen om te gaan sê hierdie is ons behoefte as 'n familie of as ouens wat dalk in 'n besigheid saam is, het sy dit nou 'n BEE vernoot is. Dit is die doel, dit is en daai trust akte word geformuleer op grond van die behoefte wat daar is. Presies. Ou moet nooit 'n generiese dokument gebruik veral wanneer daar ander partye betrokke is en wat moontlik op 'n latere stadium betrokke kan raak nie. Verseker. Ek dink dit is baie belangrik. Vinnige vrae oor trust. Moet 'n trust geaudit word of kan rekenmeesters finansiële state van 'n trust afteken? Trustakte. So Trust enigiets wat jy my vra is gaan kyk met trustakte. Trustakte. Die trustakte is die wet van daai trust, so trust hoef nie geaudit te word nie, mits die trustakte dit toelaat. Ja, so as ons gaan kyk in terme van maatskappye byvoorbeeld, die riglyn daar is ons moet gaan kyk na wat is die openbare belangstelling van hierdie maatskappy, hoeveel bates besit hy, hoeveel skuld is daar en dit bepaal eintlik wat is die vlak van verantwoordelikheid wat hy moet toepas wanneer hierdie finansiële state opstel. By die trust het ek nog nie enigsins iets gesien waar daar duidelike riglyne is nie, so ek kan aanvaar dat gewone professionele rekenmeester wat by SAIPA geakkrediteer is of 'n AGA van SAICA kan 'n trust se finansiële state afteken mits die trust akte sê dit moet geaudit word en dit is maar bloot as die trust akte opgestel is wat ou maar daai besluit moet neem en ek dink dit kom maar sekerlik daarop wat is die waarde van die bates wat onder bestuur is. As dit 'n hoë waarde bates is, kan ou dalk moontlikheid oorweeg om 'n audit te doen. Obviously die audit kostes wat verbonde is hoog. So as 'n ou kan wegkom met 'n kompilasieverslag van 'n gewone rekenmeester kan die kostes baie laag wees, maar ek dink dis maar soos jy sê trust spesifiek en dit kan deur die trust akte bepaal word. Gewoonlik as mens die trust behoorlik opstel, dan gee jy die opsie aan die trustees Ja. om die omstandighede te bepaal, om te sê in ons omstandighede gaan ons nog steeds net eers van die rekenmeester gebruik maak, want dit is tot voordeel van die trust, hou kostes laag en dan kan hulle ook besluit in 'n gegeewe jaar om 'n audit te laat doen. Is daar enige ander aspekte wat jy voel jy dalk net wil doen wat ek dalk nie in een van my vorige vrae aangeraak het nie, wat ek dalk oorgeslaan het, iets wat jy dalk net voel wat belangrik is as jy gaan kyk na trusts? Nee wat, ek dink in die geheel moet mense trust sien as deel van jou beplanning. 'n Trust is nie iets wat elkeen moet hê nie. Ja. 'n Trust gee vir jou goeie beskerming met betrekking. Dit is vir my die belangrikste voordeel van 'n trust, is die beskerming wat die trust vir jou bied vir jou begunstigdes, want dit vorm nie deel van 'n boedel. Die belastingvoordeel is my half in die tweede plek. Ja. Dit is nie die eerste rede van die trust nie. Ja. En dan die bestuur van die trust, baie belangrik om dit behoorlik te doen. Dit help nie as jy 'n trust het en jy tree nie op asof jy 'n trust het. So dit as mens kan saamvat, is dit baie belangrik. So en ja, dis min of meer. Ek moet vir jou sê ek nie die belastingaftrekking wat ek kan kry om my kinders te gebruik binne 'n truststruktuur op hierdie stadium van my lewe spaar dit vir my redelik belasting. So ek dink as 'n ou dit kan doen, soos ek met jou gesels het, dis 'n ou kan nie jou kinders in enige ander entiteit of in enige ander gebruik nie. 'n Trust is die enigste entiteit wat vir jou eintlik ruimte skep om jou kinders te kan gebruik vir 'n belastingaftrekking. Iets wat daarbey aansluit is as jy gaan kyk na 'n testament. Jy hoef nie 'n trust akte te hê of 'n trust in lewe te geregistreer het om van 'n trust se voordeel in 'n testament gebruik te maak. As ek 7 miljoen rand in my boedel het, net vir 'n voorbeeld, en ek kom te sterwe en ek sê my vrou erf alles, dan moet my vrou die 7 miljoen belê en sy moet vir ons kinders sorg met die geld. So sy moet eers inkomstebelasting betaal en dan met die nabelaste geld ons kind versorg. Ja. As ek gesê wat uit 'n boedelbelasting oogpunt kan ek maar als my vrou bemaak as dit 7 miljoen is, want elkeen het ons nou 'n 3,5 miljoen rand korting, en as ek my 3,5 miljoen rand korting nie gebruik nie, want alles wat aan 'n langslewende eggenote vererf is ook afvry van boedelbelasting, dan dra daai oor na die langslewende se dood, sodat die langslewende gaan dan 7 miljoen korting hê. Maar 'n rede om die eerste 3,5 miljoen te gebruik en dit byvoorbeeld aan 'n trust te bemaak, is dat dadelik het jy daai voordeel. Ja. Dat jy kan die kinders direk uit die trust uit versorg en die kinders kan direk daarop inkomstebelasting betaal. So 'n eenvoudige van iemand wat nog nie eens 'n baie groot boedel het, kan al klaar weer via sy testament baie effektief van 'n trust gebruik maak
bietjie inkomstebelasting. Skou die bewoording op daai bemaking in jou testament, ek bemaak dit aan my vrou of 'n genomineerde voldoende te wees, sal dit vir haar ruimte skep om 'n trust te kan oprig as sy daai tipe advies kry, of Ja. moet daar spesifiek na die trust gewys word? Kyk, alles wat in 'n landslewende dit gaan oor vestiging. Ja. So mense sal dit in 'n alternatief kan stel. So wanneer en dit is nou meer op die grond van op die gebied van die erfreg. Ja. Maar as ek aan jou bate bemaak en dan is daar sekere reëls wat die wet op testamente en die intestate erfreg is dan nou nie 'n testament was nie, wat reël as jy miskien voor my te sterwe gekom het of as jy jou erfenis afstand doen, sê jy wil dit nie hê nie, dan is daar reëls wat gevolg het. Maar mens kan in 'n testament sê, ek bemaak my boedel aan Danny, maar as hy dit nie aanvaar het, dan bemaak ek my boedel aan daai trust kind. So dan is dit 'n vervangende erfgenaam wat nou erf. So wat ek eintlik wil sê is, mens moet versigtig wees hoe mens daai testament bewoord. Ja. Gewoonlik is dit beter om te sê, en ek glo dat 'n testament moet so eenvoudig wees dat enige iemand wat kan lees, kan presies weet wat die testament bepaal. So selfs 'n kind van standaard 6 wat vir jou sê, hierdie testament is dit wat hy bedoel. En dan sou ek sê, wat 'n mens hoef nie 'n trust te registreer. Want dit is koste om 'n stand te hou, daar's finansiële state en alles. So as 'n mens dit nie nodig het voor dood nie, kan 'n mens in jou testament bepaal dat ek bemaak hierdie 3,5 miljoen rand aan 'n trust wat geskep moet word by my dood, en ons sit 'n bepaling van die trustakte in die testament, net vir die trustakte. Dan word dit eers geregistreer by dood. Ja. Ek dink net op grond van dit wil ek ook net sê, ek dink ons het so die afgelope 2-3 jaar het ons dit baie gevind dat ouens trusts opgerig het, dis geregistreer by die meesterskantore, maar die trust is passief en het nog nie begin handel dryf nie. Ek wil dit net ook sê dat jou trust sodra hy by die meester geregistreer is, hy het klaar inkomstebelasting opgawes wat jaarliks ingedien het en ingedien moet word, ongeag die feit of daar handel gedryf is of nie. So ek dink mense moet ook net baie mooi kennis dra daarvan dat as 'n trust akte geregistreer word en die magtigingsbrief is uitgereik, om daar ook ander verantwoordelikhede terme van belastingnakoming waarna ou. Verseker, en mens moet sorg soos daai beneficial ownership register moet op datum wees en daai daar is byvoorbeeld wat spesifiek daai beneficial ownership register, is daar 'n e-posadres wat jy kan e-pos stuur met die trust se naam en registrasienommer waar mens aandui dat dit 'n dormante trust is, waar dit op 'n register kan sê, en dan sal hulle nie so streng met dit nie. Maar dit is soos jy sê. Wat ons gebruik partykeer 'n trust wat ons in lewe registreer met 'n spesifieke doel wat nog nie bates begin in die begin het nie. Wat 'n mens gebruik in 'n testament. Maar dit is vir spesifieke gevalle. So mens moet teruggaan, wat is die doel van die ding? Wat is die uiteinde? Mens moet altyd gaan kyk, waar wil jy eindig en waar moet ons begin? Want mens die e-posadres waarna jy verwys, ek neem aan dit is by die meesterskantore waar jy kan met jou belastingopgawes kan jy nog steeds by SARS moet in. So ek sal sommer op ons skakel en inhoud van hierdie episode sal ek daai e-posadres sommer met mense deel sodat hulle kan kennis dra van die e-posadres wat jy kan gebruik indien hulle met 'n trust sit wat moontlik passief is. Ja. Dis nou net vir daai beneficial ownership register.